gaan nie tyd mors nie, ek gaan nie preek nie. Ons is hier vir 'n bid. En ons gaan bid. Maar ek wil net vir julle 6 punte gee wat 'n blokking kan maak tussen ons en die Heilige Gees. Maar die Heilige Gees kan weghou van ons af, sodat ons nie kan deurbid nie. Want toen het Isha gister gepraat van 'n skeidsmuur wat ons kan blok. En ek wil julle die 7 punte gee, die 6 punte vandag gee, wat 'n blokking kan maak tussen ons en die Heilige Gees. Wat kan maak dat die Satan hou vas op ons het, dat ons nie kan deurbid nie. Kom ons worship hier. Kom ons open hier. Kom, julle weet wat almal staan voor. Julle weet wat hier so die vuur is hier voor op die mat. Dat ons kan begin aan die brand draag. Gister het ek wakker gelê die hele aand, ek kon nie slaap nie. As dit nie weg is op 10, dan sê ek, as smeer net bietjie. Nee, weet julle, ek sê gister vir pastoor, as ek hier voor staan, dan verdwyn die pyn. Maar hoekom as ek uitstap, dan is die pyn weer terug. En pastoor sê dit gebeur. Want ons is hier bezig en ons is aan die gang, ons is actief van die Gees. Ek sê, maar pastoor, moet ons dan nie altyd actief wees nie? Moet ons dan nie altyd aan die brand wees nie? Want dan sal dit mos nie daar wees nie. Dan kom ons weer terug na worship, ja. As ons permanent worship, muziek in ons karre luister, waar is waar ons gaan? Sal ons gedagtes van die wêreld af wees, en ons sal nie sondig nie, en ons sal die hele pad kan loop. Want dan blok ons die Satan, want die worship maak sy ore seer, want hy was vir die koning, hy was vir die leier van die worship in die hemel gewees, tot hy uitgeskop is. En hy kan nie worship vat nie, en dis blok hom. Wat maak jy, Boeta? Dit is pas 'n bootjie, ek gaan sommer wat preek vandag. Prys die Here, what the awesome Lord we serve. What the awesome Lord we serve. As dit nie vir hom was, wat aan die kruis ons gesterf het nie, wat opgestaan het nie, was ons die een vandag nie. Maar die goed wat ek hier so gaan doen, kruisig het ons elke dag. Ek wil het doornkoon gemaak het, en ek wil hom op die kop gesit het, en ek wil vir julle sê, kom druk hom. Want dit is ook elke dag wat Jesus doen as ons sonde. Ek praat van ons willige sonde, mense, ons allemaal doen sonde. Ek praat van ons willige sonde wat jy weet wat verkeerd is. En dit sonde wat lyk tot die dood, is ons willige sonde. Daai wat jy weet is verkeerd, maar jy gaan doen en jy sê, nou, skies Here, jammer Here, en jy belang jy hele oor uit, en dan gaan jy net en jy gaan doen verder. Dit is 'n mokka, en dit wat lei tot die dood. Almagtige Heilige Here, kom ons kom bid, ek wil julle hoor. Ek wil elkeen hoor volgende bid. Kom ons kom bid. En die magtige naam van Jesus, yes Lord, sit us on fire, my Lord. Early in this morning, my Lord, we're coming to you to worship you, my Lord. We're coming to pray to you, my Lord. We're coming to honor you, my Lord, in the mighty name of Jesus. Ons kom volgende, Here, om die naam geluk te maak, Here. Ons kom volgende om die naam aan te roep, Here. Dit is ook nooit te voor in die Here. Here, ons heeft die wat ons vra nie, Here. Ons heeft die wat ons bid nie, Here. En Here, in die woord sê dit, Here. Ons heeft die wat ons vra nie. Ons heeft die wat ons bid nie. Ons bid in 'n sitting plaas, want ons maak die blokken. Ons keer u ons seën. Ons keer u besigheid ons te gee. Ons keer dat u die weerbaar kan gee, want die woord sê u wil ons leer in 'n lewe van sukkel geen dwaak nie, u wil ons 'n lewe van lewe en oorvloed gee. Maar ons is die oorsaak. Elkeen van ons is die oorsaak van ons probleme. Elkeen van ons is die oorsaak dat ons sukkel, dat ons dwaal kry. En vanoggend wil ek het by die voete kom sit, ek wil elkeen by die voete kom sit. En dit kruisig vanavond verhaal, kruisig, dat het nie weer sal gedoen word nie. Oprechtheid vanoggend kom ek om sê, jammer Here, ek kom bely Here, en ek kom vra, maak my vry, want ek kan dit nie doen nie. Ek het altyd gesê, toe ek gerook het, ek kan dit nie doen nie. Here, ek is te swak, Here, ek kan dit nie doen nie. Maar die slagplek het vir die Here gee, en sê, Here, hier is my pakkie, ek kan nie nie. Het hy my vry gemaak. En as hy jou vry maak, as jy vry permanent. Kalababa, Sedrabondo, Boko, Chakrabondo, Boko, Shalianda. Verba, Papa, Kasikenda, Kido, Boko, Shalianda. Papa, Papa, Shalianda, Boko, Shikenda. Kido, Boko, Shikenda, Boko, Shalianda,
Sikianda, Babaka Sikianda, come gloria lì, a voi che porti a piedi, kom. Als ook jullie die gaan niet zeggen, kom, la gloria lì, and the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Dank je, Heer, maak je naam groot, Heer. Dank je, almachtige Vader, kan je niet genoeg loofprijzen, Heer, niet. Dank je, almachtige Jezus, dat we vanochtend hier kan staan, Heer. Dat we voor u kan best vanochtend, Heer. Dat we uw naam kan groot maken, Heer. Dank je, Abba Vader. Dank je, Heer Jezus. Dank je, Heer Jezus. Vul het dag met ons kop, Heer. Dank je, Heer, voor die wonderlijke leer dat je gestuurd hebt, Heer. Heer, zoals ik dus dat het de geestelijke leer op mijn Vader. Heer, dat je die geestelijke gelijk tot u nadenkt, Heer. Heer, dat dat voor anderen zal wees, Heer. Dat dat voor anderen zal wees, mijn Vader. In the mighty name of Jesus. 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 Yes, Lord. Dank je, Heer. Dank je, almachtige Vader. Ik loofprijs en eer, Heer, voor mijn oor op God, Heer. Ik loofprijs en eer, Heer, voor de verzameling met geval, Heer. Voor de verzameling met zijn knieën gaan wijzen vandaag voor de een, Heer. Wat de finale de eind gemaakt in het eerste leven, Heer. Want kom klein de volgende in de naam van Jezus. Want kom klein de naam van Jezus. Elke keer is al vrij, Heer, stap voor ogen. Elke keer zit als je gekomen met de verwachting. Als je gekomen met de verwachting. En als je niet gekomen met de verwachting niet. Kwijt jij verwachting nou. Want je gaat niet vrij uitstappen. Je gaat niet uitstappen als gezalfde van de Heer. Je gaat niet uitstappen als winnaar. Maar jij moet die vangen, jij moet haar knieën geven. Als je geen die knieën hebt, dan die wees doen. Kom op, geen haar knieën verhogen. Kom op, verslaafde. Kom op, kunnen pakken. Kom op. Mensen wat een slag maakt van mensen. Mensen wat slag maakt. Kom verhogen. Kom op je knieën. Jij bent op je lijf wijzen verhogen. Kom op je knieën verhogen. En kom een lijf voor God. Ik spreek dat mensen vrij wat jij doet op een slag maakt. Dan je eerste van alles is je loopt een kerkenslag maken. Je loopt een kinderen van God slag maken. Kom op, kom Baba kaseni wenda kiko baba kosa kabondo baba kaseni enda. Lelo baba banda baba kasa kwenda baba kaseni enda. Kini baba banda baba kosa kabondo baba kasala baba kaseni enda. Vika sikianda baba sikianda. Baba banda baba kaseni enda vika sikianda. Lelo baba kosa sikianda baba kaseni enda. Kata baba kosa sikianda vika kabondo baba bando. Come on. Ik voel de Heilige Spirit volgen, ik voel die kracht van God die volgen. Als je die voelt, je het afhoudt. Kom in. Kom nou tot de conclusie, kom nou in de naam van Jezus. Kom als je me aanmaken mee, als je me vrijmaken mee. Kom nou in de naam van Jezus. Jij hebt die volgen, kom daar, kom hard uit. Ga op je knieën. Ga op je knieën en zeg, Heer Jezus, ik kan niet meer niet. Hoe komen we niet kracht te maken? Hoe komen we niet verzameld te maken? Dat aan te maken. Kom neig je knieën voor God volgen. Nader tot om en hij staat tot jou nader. Zijn woord ligt niet, zijn woord komt niet terug niet. Come on. Wapapa kastedi wabondo wabokostikianda. Wasalianda wabokostikianda wabondo. Dank je, Heer Jezus. Oh, yes, set us on fire, my Lord. Set us on fire, my Lord. In the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Die mieren van je lichaam gaan vallen voor ogen. Dat is al val. Wanneer? Die mieren gaan vallen voor ogen. Wanneer? Je gaat vrijheid staan voor ogen. Oh, stel je handen, Baba Kastala Wabondo. Kijk, Baba Kastala Daddy heeft hij lang genoeg in jij getroffen. Lang genoeg in jij doorgeklept. Lang genoeg in die tijd bij jou aangevallen. Volgend dat jij dat knie gaat bijten heeft hij. Maar jij moet daar twee keer dan heeft hij. Jij moet work hier. Als jij niet gaat work hier, gaat hij dat niet doen niet. Yes. Come on. Elke volgend. Hoe is jij ook? Je kan niet vrijheid stappen volgend. Roti di anda Baba Kasek Wabondo. Kena Baba Kasek Kianda Mikota Wabondo. Robo Kasek Kianda Kata Wabondo. Come on. Kom shall I worship and seek of us to worship. Dat was hij dat was oor en nog zeer dan. Hoe hij verloopt
hanteer vanoggend. Ek wil hom wys vanoggend wie baas vanoggend. Jesus Christus, wat het aan die kruis gegaan en het opgestaan. Yes, Lord, yes. Hy lewe. Yes, Lord, yes. Hy is nie dood nie. Hallelujah. Jou sondes is dood vanoggend. Yes, Lord, yes. Jou probleme is dood vanoggend. Yes. Jou siektes is dood vanoggend. Hallelujah. Wie glo dit? Amen. Amen. Jou siektes het gesterf aan die kruis. Hallelujah. Yes. En het gehoor gestaan. Hallelujah. Die ouwe wat hy gekry het was die siektes. Amen. Amen. Hoekom draai jy dit? Hoekom vat jy dit? Hallelujah. Hoekom vrees almal kanker? Yes, Lord, yes. As dit weet Yes. aan die kruis gesit het. Dankie, Here. As dit weet oorwin is. Dankie, Here. Ons is die ondankbaarste mense op aarde. 'n Mens is die ondankbaarste ding wat jy kan kry in die lewe. Oh, hallelujah. Want jy het alles. Amen. Want hy sê jy Jesus het jy alles. Amen. Maar oor hier, ons hartjie moet agter die wêreld te goed aan. Ons moet 'n groot kar hê, ons moet geld hê, ons moet 'n groot huis hê. Nee, Jesus het niks gehad nie. Hallelujah. Hy het so geloop. Yes, Lord. En hoekom kon hy so goed doen? Omdat sy huis, sy kruis is waar sy huis was. Sy hart is waar sy huis was. Waar was sy huis? In die mensdom. Amen. In die verlore siele. Hallelujah. Waar moet ons huis sit? In Hallelujah. die verlore siele. Daar waar jou besittings is, Yes, yes. daar gaan jou hart wees. Amen. Kom op. Yes, Kom Lord. op. Yes, Kom op. yes, Lord. Yes. Kom maar gooi. Kom maar gooi. Hallelujah, Jesus. Ons kom ook toe meteen elke weerstand vanoggend in die naam van Jesus. Weerstand, jy sal nie op jou onderdiens onderbreek nie. Ek bid jou werk in die naam van Jesus. Hallelujah. Geen interruptie nie. Die hele dag sal vlot verloop, want ek doen dit met Jesus. Rochianda, Babakasetra, Babakasetra, Keda Babakasetra.
1. Negatiewe paadjies en skinde. Mense, dit lê baie sterk op my hart. Want hoe maklik kan het van iemand sleg praat? Hoe maklik kan het dat iemand kyk en sê, ja, kyk ou. Yes, ons kan dit doen. Ons kan na iemand kyk. Ons kan na Petro kyk vanoggend en sê, hy, jylle, sy hoop, kyk hoe vals, kyk hoe doen sy dit. Mits, ons bereid is, om vir haar te bid. Mits ons bereid is om vir haar te sê, Petro, kom. Ek is nodig om te val. Halleluja. Kom ons stel jou op. Maar, sal eerder vir haar lag. Mense op straat. Ouwers. Yes. Mense wat die tollies dood, ek het groot respect vir hulle. Hy wil die tollies loop en soort in die antwoorde uitdaal. Ek het my vrou dit ook gedoen. En dit het op ons voete gebring. Want ons het 'n wil gehad. Yes. En belangrike van alles is, ons het iemand gehad. Yes. Wat ons op staat kon maak. Amen. Wat ons oor gevestig hou het op. Yes. Maak nie deur wat ons gegaan het. Ons plot afgebrand het. So rond op 'n kyk. Sê, Here, hoekom? Ek het gesê, hoekom nie? En ek het 'n belofte aan my gemaak uit daar. Halleluja. Hy het gesê, soos wat ek vir jou van die ashoop afgehaal het, Amen. gaan ek jou uit hierdie Amen. as optel. Gaan Yes. ek oplig, boer ver alles. Halleluja. En ek staan op die belofte. En ek wag op die belofte. Yes, Ja, Lord, yes. soms soos mens, ek hou te lang woorde te sê, want ons is eintlik in die gees. Yes. Ons kan nie in vlees te lewe nie. Ons het die vlees laat gekruis het. Maar toch doen ons het nog steeds. Yes, yes. Maak het ook Yes, niet uit, yes. want het is maar net mens. Ja. So makkelijk. Makkelijk, want het wordt ook verskoning. Het wordt ook verskoning om weg te komen van die fout wat ons gemaakt, of die fout wat ons dacht. Yes, yes. Maar als die vlees gaan kruisig, werkelijk gaan kruisig, en ons leven in die geest, soos ek nou gesê, jy permanent in worship is, jy permanent in gesprek met God is. Hoe gaan jy verkeerd nog gaan? Maar mense, ons maak 'n fout om ons TV aan te sit. Social media is vol negativiteit. En daar leer ons, want wat ek ook sien, neem my in. Daar leer ons, om Yes. al die slegte goed te doen. TV's is nog niet geweld. Niets is moord, doodslag. Sê die Here nie, ons is in die wêreld, maar ons is nie deel van die wêreld nie. Hoekom maak ons ook deel van die wêreld? Want want ons aan die ekonomie, weet we opgaan, is Jesus dan nie ons voorsiening nie? Op wie vertrou ons? Yes. Op ons werk? Op die bankrekening? Of op Jesus? Amen. Of op die ekonomie? Nou gaan jy glad niks verdoen nie. Oké, negatieve kinderpaadjies en wat die mense wil verslag maak. Mense, dit gebeur vandag in kerke. Kerke breek op en loop die aan en maak die aan sleg. Dan steel sy skape. Want hy is te swak en te slap om sy eie skape te gaan haal. Sy eie skape te gaan soek. Yes. Dan wil alle mense skape gaan steel. Broer, pastoor, vandag as jy skuldig staan en wat ek nou sê, gaan repent, val nou op jou knie. Want jy is bezig om met God self te speel. Jy is bezig met Gods laster. Jy is bezig met stewardship. Want hy sê, maak nie die gesalfde persoon aan nie. Pas op wat jy doen. Hoe bly wees man, gaan uit, gaan kry jou skape. Jy gemeente wil begin, gaan kry jou skape. Hoe anders gaan steel. Zonde. In Efesiërs 4 vers 29 is die wat negatieve van negatieve paadjies en alles. Gaan net lees, jy kan dit regtig gaan lees. Efesiërs 4 vers 30 praat oor sonde. Mense, ons hoor gedurig, die van nie kan slaap, ons almal doen sonde. En as ek plek vir myself eers, ek sê vir die teacher sê, ek plek vir myself eers. En dadelijk kom het by my op, gisteravond toe ek uitkom kniel het. Dadelijk
ek sê die ou staat dan vir my. Mense gaan kyk, jy is pastoor. Wat moet jy voor? Wat jy wil? Daar's goed wat my lewe terughou. En dis onder andere van die goed. Wat my terughou. Om die deurwaarde te kry. Wat my terughou. Om te kom waar ek was. Wat vir mense bid. As ek gou vandag dink aan my moeder. Was in mekaar geleid op die bank, aan mekaar getrek van 7 broers agter mekaar. Kun jy 'n foto van my moeder wys? Hulle het al gesien ons, sy was hier, sy het ander kom besoek. Geen trekking van 'n beroerte nie. Maar baie van 2 keer agter mekaar in die jaar se tyd. 7 en ander keer 5. En gebed. Die ander keer, die tweede keer kon ek nie by kom. So op die foon van gebed. En die suster wat daar met haar besig was, het my gesê, meneer, ek sien hoe trek jou moeder weg. En dan voel ek, hier sit Petro. Hoe kan ek die vader doen? Nie ek nie. Die geest wat in my is. Hoe kan ek die vader doen? Hoe kan sy nie wegtrek nie? Dan onderzoek ek myself, vraag, Here, waar het ek fouteer? Daar sit my dochter. Sy is met geboorte. Haar kind se geboorte. En sy 7-8 minute was sy weg. Skalk het my gebel en gesê, pa, Johannes het nie met ons nie. En ek het dadelik in hoor gegaan. Ek het nie gedink en gesê, Here, of wat gaan ek nou maak nie? Of nee. Onmiddellik in hoor gegaan. En ek het my kind teruggekry. En ek het gesê in die naam van Jesus. En ek het om my kaart daar by jy, ek het nooit gewees met my oormaak in die pensie. Het skalk my ander verbeter en sê, pa, sy is terug. Dat ek so nodig is, dat ek hom nie wil. Dat ek altyd met ons skit en sê, my liefie, die kind is terug. Dis 'n God wat ons dien. Dis wat in elkeen van ons sit wat sê, ons woord aan Jesus. Wat ons sê, en so wat die Bybel sê, en ons almal sê, dit maaklik, die wat in my is. Dis groter as die wat in die wêreld is. Hoekom sien ons dit dan? Hoekom sien ons dit dan? Jy wanneer kan verander, en dit kan gebeur. Jy doen dit. As jy weet wat 'n kaart lê aan jou hande, wat God in jou gedeponeer het. Dan het jy wat dink al lewe is verby. Wat in 'n probleem vaskyk. So weet jy net. Haal jy nie uit of iets nie. Hoeveel kan ons vinnig 'n fout maak? En dan die swakheid moet so onderkry. Nou vra ek met al in oor. Wat doen ons? Van die goed. Wat ons blok. Want is al wat ek kan doen. Om in vrees te lewe. Hoe maklik kan ons bang wees? Hoe kan dat daar? Die vloer is so kwaad. Maak sy ietsie. As die gees in ons is, hoekom is ons bang? Daai vrou vir my was baie bang, ek het ook so in skoonkantie. Ek het rooi pietel gewerk, bloedrooi pietel. En ons daar in die berge toe gaan braai. En hy kleine springkantjie konflikt hier in die kar. Nou sy sê tot vandag nie wat ook op springkant. Maar as hy skrik kan, dan raak alles groter. En sy sê, en die pietel, julle weet dat ek jou spasie doen. Dan sy op en skoot 18 stiel. En sy beteken uit. Want die springkant het op asies gaan sit. Beteken hy prentjie vir julle. En die Here kom maak haar vry. Vandag slaat sy 'n slang dood. Sy vat 'n been en sy sê, jy gaan nie my sê nie. Ek praat nie van slangetjies nie, ek praat van kobras, ek praat van bofadders, ek praat van Egiptiese spoegkobra. Mosambikse spoegkobra, dis wat ons daar moet hê. Die slang wil haar hondjie is besig of ons
honde is bezig om Islam te attack. Sy gaan van die honde so by Islam weg. Doodlik, 7 minute sekonde. Dis as God jou vrymaak van vlees. As God jou vrymaak van 'n ding, selfs met die drank, met die woord, met alles wat verkeerd gedoen het. As God jou vrymaak, is jy vry. Maar jy sien die ding is, ons wil dit nie vat nie. Want daar is 'n verantwoordelikheid saam met dit. As God daai vrymaking vir jou gee, kom daar verantwoordelikheid. En dan kom werk. Want dan moet jy dit gaan uitleef. Dan moet jy verander gaan bid wat in daai probleem sit. Dis 2 Timoteus 1:7, waar die vrees is. Om nie te bid nie. Wow. Hoeveel van ons laat dit na om te bid? We gaan net die bed. Lekker jy het gisterand gehoor wat hulle die sê, dit is kwaai, hè? Dit is lekker kwaai. Maar so moet jy evangelist wees. Hy evangelist is eintlik veronderstel om 'n boer te wees. Hy kom stoot pad. Hy vee dit koot. En die herders kom en tel hulle op en sê, toe maar, dit is so erg nie. Dan sê hy, kom ons begin en so. Maar ons evangelist het twak geword. Want het is slap geword. Want ons is bang, wie is kwaad voelt nou weer, en wie gaan dit sê, wie gaan dat sê. Maar vergeet, wat God sê. Want waar wat mense van dit dink, maar waar wat God van dit dink. Want we begin opstaan. Elkeen van ons. We begin opstaan. Wat sê jy is 'n kind van God. We begin opstaan. En begin uitgaan en die wêreld gaan red. Die Here sê, die oes is ryk, maar die arbeiders is min. Hulle is nie lekker so min nie. As ek kyk daar, hoeveel mense sê, hulle is kinders van die Here, is nie lekker so min nie. Maar het lei. Hulle het laf gelaat, hulle het lei gelaat. Hoekom? As jy dan werklik met alles in jou sê dankie Here vir wat U aan die kruis vir my gedoen het. Is dit nie min gevra? So min gevra wat ons hom kan terugdoen. Stap verby iemand, moenie net verby stap nie. Luister. Maar weer en sê ek, as jy die goed doen, gaan die duiwel jou ore toe. En ek sê net die woord van God sê dit. Jy gaan jou ore toe. Jy gaan nie hoor wat jy vir hom moet sê nie. En dan moet jy ook nie waai wat hulle van jou dink as jy dit gesê het nie. Maak het seker dat die Here wat jy sê. Geestelike leiheid. Lukewarm. Hy sê dit goed in 3 vers 16, 15, 16. Openbaring. As jy maar warm, as jy maar koud. Want jy nou spoeg het jou uit. Nou as jy uitspoeg, gaan jy mos nie meer in die geestelike wêreld kan wees nie. Gaan jy mos nie meer kan doen wat jy moet doen nie. As jy lyk en ryk en klink soos die wêreld, hoe gaan jy dit doen? Jy kan nie vir 'n verslaafde gaan bid. Maar wie sê, wat 'n verslaafde persoon, as jy self met 'n verslaafde sit? Jy kan nie. Eerste plek is dit gevaarlik. Want het kan 7 keer terugkom. Nie net op daai persoon nie, maar op jou ook. En dit wat jou terugval. En jou baie hard val. Hoe lyk jou lewe? As jy skuldig aan enige van die goed wat jy genoem het. Hoe lyk jou tyd wat jy spandeer aan die Here? Hoe lyk jou tyd wat jy spandeer aan die Here? Is dit meer as jou tyd wat jy aan jou werk spandeer? Meer as tyd wat jy aan jou hobbies spandeer? Wat jy aan mense spandeer? Ons het die jaloerse God, mense. Ons het die jaloerse God. Wat kan
kan so maklik sê, ag, die Here sal verstaan. Want jy sien ons mens dink, ons kan deals maak met God. Ons mens dink ons kan maar een keer 'n maand 'n lekker celebrating hou, 'n baie hou, en ons kan drink, ons kan dronk, so erg dat jy volgende oggend op Babbelas is en jy kan nie daar op die preekstoel gaan staan nie. Ek was van predikers op so. Wat sê? God verstaan. As jy een keer 'n maand me-time vat, me-time. Nou vra ek in my kleine breintjie, as jy die me-time van jou vat, dit is my vraag aan die persoon, en Jesus kom daai moment, waar gaan jy wees? Waar gaan jy wees? As jy bezig is na die son, dan bly lekker glasie breintjie, bly black labeltjie, waar gaan jy wees? Ja, ek sê breintjie, want mense verklein neer dit moet aan die sonde, die sonde moet nou klein neer. Sigaretjie, kinderwoordjie, ek kan maar sleg praat van my kinders. Hulle gaan nie weet nie, want hulle is nie naby nie. Maar kan julle verniet vertel vandag? Die waarheid kom uit. Maak nie saak hoe en waar en wanneer nie. Niks bly om die konversie nie. Niks. Dit kom uit. En as dit uitkom, dan moet jy weet, hoekom kom dit nou op my pad? Hoekom word dit opgebeur? Hoekom is hulle kwaai vriendskap? Maar toe die mense beskinder het, en sleg gepraat het, toe is jy nie geplan nie. Toe jy nie eens gedink daaraan, die gevolge daarvan nie. Maar toe hoor jy straat, ek like sommige goed wat hy doen. En as hy in 'n hoerhuis instap, of hy stap in 'n abortie, 'n plek wat aborties doen, ontdekker aborties, en man, abortie by my ontdekker, maak nie nog op dit goed doen. Dis moord. En as jy daar aanstap, en hy bring hulle eers, hy bid eers vir hulle, en hy lei hulle na die Here toe, en dan sê hy ook vir hulle, nou is dit die wetse besluit, jy gaan toegesluit word of nie, jy sien nou nie. En dan gee hulle ook nie toelichting. Dit was reg. Jy moet betaal vir jou sonde. As die Here dan jou genadig gaan wees en hulle los jou vry, ja. Maar ons is te maklik, mense, om net weg te stap van 'n probleem af. Om net te sê, die Here sal dit uitsorteer. Het hy ons dan nie op aarde gesit om dit uit te sorteer vir hom nie? Het hy ons dan nie aangestel as sy herders nie, as sy warriors nie? Het hy nie? Hoekom sê sy woord dan ons op beter doen? Hy self het gesê, julle gaan beter doen as ek op aarde gedoen het. Sê ons het vandag, hoekom lyk ons wêreld so? Hoekom lyk ons ekonomie so, ons regering? Wat ons vir ons regering? Kom ek vraag teken aan hulle vanaf die vir die regering. Ja, nou ons weet hoekom ons regering so deur mekaar is. Wie praat sleg van hulle? Van ons ministers en presidente. Kom aan, ons is eerlik. Kom aan, ons kan vinnig sê dat hy wil mekaar so hy Zulu en hy dit en hy dat. Maar nie nou skam wees nie. Kom maar wees nie eerlik nie, wees na my toe, so ek sal nie doen gaan sê. Maar soos ek gesê het, as ons sleg was, moet ons bereid is om te bid op vir hulle. Want jy sien, ek sien nie verkeerd wat hy doen. En daar is niks fout om iets verkeerd te sien wat iemand doen nie. As hy nie iets verkeerd doen, moet ek nou toe stap. En moet hom sê, Boeta, ek gaan maak dat jy 'n blok in jou lewe kry. Nie net jou die hemel uit kan nie. Maar wat jou aarde vir myself is om te doen, gaan jou blok. Jy gaan net nie kan doen. As pastoor Piet iets verkeerd doen, moet ek kan maar om te stap en sê, pastoor, wat jy doen, lyk nie reg nie.
eie netjie wat jy dan. As die mens gaan crusade hou, ek het baie teen hierdie groot crusade geklou, om Engels en almal. Daai miljoene mense wat daar, hoeveel was hy ene wat gelyk het na 1.7 miljoen mense wat daar was. As daar 1.7 miljoen mense daar tot bekering gekom het, waaragtige bekering praat ek van. Waar is hulle nou? Hoekom lyk ons wêreld so? Wil ek julle sê hoekom? Omdat dit wat maklik is, om uit te gaan en klomp mense te gaan tot bekering bring. En ek los hulle agter as hoerkinders. Jy is besig om hoerkinders te maak, man. In die gees. Maar so is vinnig om te praat van hoerery. Jy is besig om te hoer in die gees. Want jy gaan maak 'n klomp hoerkinders daar in die gees. Maak 'n klomp kinders en jy gooi hulle weg. Jy loop nie pad saam met hulle nie. Sê die woord nie, gaan uit, gaan maak disipels, leer hulle nie, lei hulle nie. As jy sy eie voete staan, dan stap jy weg, dan kan jy hom los. Maar tot en met op sy eie voete staan. As jy even verslaaf te gaan met, ek was self verslaaf aan drank, ek was self verslaaf van rook, en ek het op 'n kort dag gekook ook. Maar net as ek gedrank was, ek het geglo dit maak my nugter. En as iemand vir jou bid, dan voel jy, yes, ek gaan dit los, yes, nou is ek vry. Maar die stap wat jy daar wegstap, staan jy alleen. En die duiwel en al sy demone kom om jou. Jy sê, net een gaan niks maak nie. Net een netjie. En jy val terug. 7 keer erger. Mense elke keer wat ek drank gelos het. En weer begin ek. Die volgende keer wat ek moet ophou, word het baie moeiliker. Dit word elke keer baie moeiliker. Maar as ek daar is, en ek bid vir my, en ek vat saam met my, sê kom, moet daar, kan jy nog kom. En ek kan ook saam met jou pad staan. As jy voel het raak te veel, bel my, WhatsApp my. Ek gaan daar wees vir jou. En ek is daar vir jou. En ek bid saam met jou. Kan ek dit maak? Want dan staan jy nie alleen nie. Christel, ek het hom ook al gesê, ek sal saam met jou pad staan. Want ek het liefde. Alles ek heb ek gehad. Ek het liefde. Kijk, onvergevensgesindheid. Hoeveel van mense is er dan mee vast? Hoeveel mense is er dan mee vast? Dit blok jou. Dit blok jou in die eerste plek, dat God jou kan vergeven van jou sonde. Jy nie kan vergeven nie. As jy nie kan vergeven nie, hoeveel wat die God met jou vergeven. Ek praat van vergeven. Ek praat van werkelijk vergeven. Dus ek my boeties en woorde maar vergeven. Ek kan nou so sien, en dan die stap ek met jou kies gee. Kom weg. Jy moet werkelijk. Die slag wat jy iemand vergewe het, moet jy eintlik terug kan kyk en jy kan self sê en jy kan laat vir jouself. En daarom sê die woord dat jy 'n pad saam met hom moet stap. Saam met hom sosiaal en saam met hom lewe nie. En jy vergewe hom. Spreek hom vry. Want as jy hom nie vry spreek nie, sit jy, dat God jou nie kan vry maak. Jy kan hoeveel keer hier kom staan en knieuw? Jy kan hoeveel keer hier kom staan en knieuw? Kan nie werk nie. Dit blok jou. Die Bijbel sê dit in Mattheus 6 vers 14, dit blok jou.
Jy kan nie jou maak kry. Toe daai laaste in die laat sê, jy oupa maak hom kwaai. Hy sê nie maak hom kwaad nie, hy sê maak hom kwaai. So maak ons elke dag vir Jesus kwaai, man. Want ons kruisig hom elke dag. Amen. Ons druk hy swaard dieper en dieper in sy sy in. So elke keer wat jy 'n fout wil maak, wat jy op sy gereken wil opsteek, dink aan hy swaard wat jy so in hom indruk. Sien dit, maak vir jou 'n prentjie. En as jy nie 'n prentjie mense, jy kom ons af voorbij. En jy wil daar imagination kan gee. Dat jy kan begin sien. Halleluja. Hoe jy Jesus kruisig. Amen. Hoe jy Jesus vernietig. Ek dink wat dit spel, man. Nee, jy moet die spykers opvat. Steek jouself elke keer. Wat jy gewoond is om te doen. Kom aan. Jy het probleme. Ek het die Here gevra, Here, hoekom? Onmiddellik vrymaking. Geen onttrekking, geen niks in my lewe het gehad nie. En hy het gesê, omdat ek nie al werk doen, en omdat jy dit moet gaan verkondig. En jy moet mense gaan bid dat hulle vry kan kom. En nog vir elkeen wat ek gebid het wat werklik wil vrykom, met vertrouwen, het vrygekom. So, as jy regtig vanoggend wil vrykom, regtig, daai vertrouwen is so los. Kom uit. Kom vat dit vanoggend. Soos ons in daai nagmaaltafel gaan sit vandag, dat jy rein voor God kan sit. As jy iemand nie vergewe het vir iets wat hy jou gedoen het nie, het sy sleg gepraat het, het sy jou geslaan het, het sy maak nie saak wat hy aan jou gedoen het nie, jy verneek het. Jy vernietig het. Mense, as jy my boetie kon sien hoe hy gelyk het, hy was so erg vernietig gewees, dat ons hom nie mag gesien het en hom baie gesê het met sy begrafenis. So vermink was hy. Hulle het hom gesleep met 'n voertuig. Sy kop by die grond op die klippe so geslaan. Hulle gooi hom in 'n dam. Hulle laat hom eers tussen hulle lê terwyl hulle party en baie en alles. Hulle gooi hom in 'n dam. Voor hulle huis toe gaan. Toe het skemer maak. Wat 'n mens is dit, man? Jy sit hier en baie, jy daai manne doodgemaak, jy sit jou nie so tussen jou, jy sit hom baie, jy sit hom sy. Verstaan jy nie die wrok wat ek in my lewe gehad het? En ek rand hom aan by Total Garage in Moortsstraat. En sien polisman hom met van af en ek druk het van my toe en ek sê vir hom, onthou nie. Nou kan daar ontmoet nie. Ons gaan wel ontmoet. Dan gaan ek jou delete. Weet jy wat seker delete? So doodmaak. En as het in 'n kerk, sê ek vir hom. 28 Desember 2017. Precies dieselfde valleping op 'n Sondag elke dag. Waar loop ek met boeties en woorde na straat? In 'n kerk. Ek het so in die worship geloop en ek groet almal, ek doen dit nie meer nie. Ek groet almal, ek se hand vat, so hand aanval en aanval. Ek het my oor oopmaak. Hoe sal hy voor my? Mense, ek het van agter af, ek het teruggeloop vorentoe. Ek het seker 3-4 keer omgedraai, as ek nie meer was nie. Want ek het later te kon gesê, ek gaan die doodmaak. En dit is 'n twee stryd. Die duiwel vertel my hierso, jy's 'n leienaar. Jy sê jy's bekeer. Maar kyk wat doen jy? Jy lieg. En die Here kom. Jesus. Met 'n sagte stem. En hy sê vir my, hier aan die linkerkant, daar staan daar. En hy sê
sê vir my, sê vir hom, hy is die leernaam. Want daai ene, wat daai goed vir daai man gesê het, is dood. Toe jy jouself gekruisig het, en nie opgestaan het in my, is jy nie meer. En die Here maak my net daar vry. Weet jy, ek was aggressief geweest. My miskien is die indruk dat jy my gaan kry. Ek was regtig aggressief. Vir alles weggeslaan het. En die Here maak my vry van my aggressiviteit. Hy maak my vry. Hy maak van my 'n liefdevolle mens. En waar hy nog steeds vir God, maar 'n liefdevolle mens. En hy sê vir my, gaan bid vir hom. My moet is 'n woorde nou. Die Here het dit baie gevra. Ek kan nie. En ek leef die mat te hel. En ons pastoor kom met my, sê vir my, noem wat. Sê vir my, pastoor, my moet is 'n woorde nou. Sê vir sy, Here sê, ek mag nie sê, mag nie bekend maak nie. En in die, wat ons die altaarkoor het, stap ek uit en ek gaan bid vir hom. Gaan sê jy stond, die Here sê, ek jou vergewe. En ek spreek jou regtig vry. En die Here sê, daar is 'n kans vir jou. Jy kan vrykom. Ek gaan jou vry maak. En hy vat dit nie. So dis nie my probleem toe nou nie. Want ek is gewoon met die Here vir my gevraag. En ek het vrygekom. So dis nie jou werk om hom te gaan kry dat hy jou vergewe nie. Stop nie. En gaan sê, ek vergewe jou. Ek spreek jou vry. Ek spreek jou vry. Dis al wat jy doen. En jy stop weg. Jy gaan jou vry maak. Mense, ongetuurde gesindheid kan jy nie weer aangaan nie. Jy is verloren. Die Here kom vir jou oor oopmaak en die put van jou. Jy gaan jou hele bediening op aarde gaan jy mis. Want as jy nie kan vergewe nie, kan jy jou nie vergewe nie. Dan is hy kruis verniet. Hy kruis gaan nie tel vir jou. So wat gaan jy maak? Ek is klaar. Wat gaan jy maak? Jy wat jy kan vergewe nie. Wil jy maar nie kom by God se voete nie. Dis waar jy begin. Want daar loop die mat waar ek gaan knie. En my hart gaan jy uithaal. Het ek vrede gemaakt. Het God weer in my hart gemaakt. So, dat ek kon uitstap. En hy maak toe. En hy gaan vry spreek. Ons is nie daar. Om die man te, op die vrou, wie ook al jou kwaad aan gedoen het. Dis daar nie. Dis God se werk. Die vraag kom God toe, nie ons nie. Sê dit vanoggend, die vraag kom God toe, nie ek nie. Spreek hulle vry. Spreek hulle vry. Dis nie jou nie. Dis nie jou nie. Hy sal goed. Had 'n vrou met my vrou by die werk nou die dag. Sy sê, die Here bou nou verder. Wanneer sy vroukie wat ons voor werk. Sy sê vir my, die Here sê, bou nou verder. Ek weet waar die verklaring sê, werk is wat ons sê, en vaak het dieper die geest, en ek hoor achter sing en wat, en ek weet waar die verklaring. Hoekom? Kan die persoon, wat haar kwaad het gedoen, vry uitstap. Maar sy moet die leiding hê. En die persoon kan 10 to 1 op dan saam met aan die hemel gaan. Die sê vir sissie, en ek jou gou weghelp.
Maar die attitude wat jy nou het, en die houding wat jy nou het, gaan jy nie die koninkryk ingaan nie. Want as jy nie kan vergewe nie, kan jy nie vergifnis ontvang nie. So dan gaan jy daar kom nie. Kom maar mense. Kom maar. Kom doen dit vanoggend. Ek nooi julle uit vanoggend. Kom uit. Kom uit en kom vat jou vrymaak. It's not worth it. It's not worth it. Kom uit. Jy gaan wys met 3 mense vanoggend. 3. 'n man en 2 vrouens. Jy sê ook, dis nie 'n grap nie, dis nie 'n joke nie. Dit mag die laaste kans wees wat jy kon val. Kom uit. Kan jy vir ons halleluja opzet? Fakkie, halleluja, as jy daar het, asjeblief. Kom en dan gaan ons saam bid. Ons moet allemaal sommer uitkom. Kom ons kom staan hier voor en ons kom bid saam. Allemaal, ek wil allemaal hier voor hê. Kom ons kom bid saam. Of vaar jy net vergifnis vir jou eie sonde? Of vergewe jy jouself? Want jy sien soms het ons 'n probleem dat ons onsself nie kan vergewe nie. En dat ons onsself nie kan vergewe nie. Hoe verwag jy God met jou vergewe? Die baie van ons wat voel ons is minder bevoorreg, ons is minder waardig. Maar as jy 'n koningskind is, as jy 'n koningskind is, dan het jy niks om oor skaam te wees. Niks om te voel dat jy moet terugstaan vir iemand nie. Dit is nie nodig nie. Dit is nie nodig nie. Here, kom en praat met elkeen nou in hulle hart, Here. Elkeen, Here, kom deel met hulle vanoggend, Here. Elke enkele een, Here, wat hulle self nie kan vergewe, Here. Ek kom by myself vanoggend, Here, en ek kom pleit vir U vanoggend, Here, en ek kom vra